Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek gesels in die reeks oor die spreek in ander tale en daar is soveel misleiding in ons kerke oor hierdie leerstelling, oor hierdie gawe en vandag is geen uitsondering nie. Is die prayer language 'n geheime taal wat selfs die duiwel nie verstaan nie? En dit is wat geleer word in ons Pinkster charismatiese kerke en ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel. Ons gaan alles bespreek in die lig van die skrif soos gewoonlik. En u gaan tot die gevolgtrekking kom, hoe misleidend is hierdie leerstelling. So kom ons spring dadelik weg. Nou, waar lees ons in die skrif, dat die gawe van tale 'n geheime taal is, wat die duiwel nie verstaan nie? Nou, die afleiding word gemaak natuurlik in 1 Korintiërs 14 vers 2, waar dit dan ook sê, want niemand verstaan het nie, en dan sê dat die duiwel verstaan het ook nie. En, maar die konteks van 1 Korintiërs 14 vers 2, en u kan die hele hoofstuk gaan lees, word so deur hierdie mense uit konteks gebruik om te sê dat hierdie taal is 'n prayer language, en hulle sê niemand verstaan dit nie, maar ons gaan nou daaroor gesels, en dis baie belangrik. Nou goed, hulle sê dat Satan haat die spreek in ander tale, omdat hy weet dat mense goddelike geheime met God in ander tale kan spreek of kan praat, wat geen ander mens, ingeslote Satan, kan verstaan nie. En soos ek gesê het, in 1 Korintiërs 14 vers 2, staan daar geskrywe, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Nou hierdie gedeelte praat van in tale spreek. Wanneer hulle hierdie skrifgedeelte lees en dit 'n leerstelling wil maak deur te sê dat mense kan dit nie verstaan nie, dit is nie korrek nie. Wat eintlik hier gebeur in die gemeente, as iemand in 'n taal sou praat en niemand in die gemeente verstaan dit nie, moet dit uitgelê word, want hy spreek verborgenhede. Met ander woorde, vir my is Japanees 'n verborgenheid. Ek weet nie wat mense sê as hulle in Japanees iets sê nie. Daarom moet dit uitgelê word. Maar ek gaan nie vandag oor 1 Korintiërs 14:2 praat nie, maar die konteks is totaal verkeerd en hulle maak van hierdie skrifgedeelte 'n sogenaamde geheime prayer language. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van 'n leraar, wat natuurlik het bevestig deur te sê dat Satan verstaan dit nie. Stirs something and builds something in your faith. Not only that, Romans tells us that when we pray, the devil don't understand. When we pray in tongues, the devil can understand English. You know the devil can understand Spanish. You know the devil can understand Russian, but the devil can't understand the Spirit of God speaking to the Father. Nou ja, hy gaan na 'n skrifgedeelte waarskynlik uit Romeine 8 vers 26 en dat hy sê die duiwel verstaan dit nie. Dit staan nie eers in Romeine 8:26, dit staan nie eers in die Bybel nie. Nou, hierdie is die perfekte gebed wat ons bid, sê hy, want die duiwel verstaan dit nie. Wanneer wat Romeine 8:26 praat, is nie tale nie. Dit is 'n gebed, wanneer ek en jy tot God gaan, dan tree die Heilige Gees vir ons in onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, dis nie iets wat jy hoor of gepraat word nie. Hy help ons om reg te kan bid, en dis waaroor Romeine 8 gaan, vers 26. Maar hierdie mense gebruik hierdie skrifgedeelte en sê dit is in die Gees bid. En kom ons gaan luister wat sê Henry Wilson oor hierdie selfde saak. Geloof. Wanneer jy in die Gees bid, dan bid jy in God se perfekte wil. Het jy dit geweet? Jy verstaan dalk nie wat jy bid nie, maar die duiwel, die vyand, verstaan ook nie wat jy bid nie. En jy bring verwarring in die vyand se kamp. Halleluja. So, wanneer 'n ou gedoop word met die Heilige Gees, skryf dit gerus neer, ontvang jy krag, Heilige Gees krag, en tweedens ontvang jy Heilige Gees tale, of dan nou hemelse tale. En wat 'n wonderlike gawe uit God se hand. Dis soos goddelike medisyne. En ek wil herhaal, ons maak ver te min daarvan. As elke kind van die Here maar net kan besef hoe kragtig dit is om in die Gees te bid. Nou is baie duidelik dat hy die skrifte nie verstaan nie. Hy sal natuurlik Judas 1:20 gebruik om te sê bid in die Gees. En dit is kragtige medisyne en ons maak ver te min van tale en die prayer language en wat dit ook al mag wees.
Maar hy sê, wanneer jy in die gees bid, dan verstaan die duiwel nie, jy saai verwarring in die duiwelse kant. Dit is ver van alle waarheid beroof. Henry Wilson moet net gaan kyk wat die skrif leer in sy konteks, dan sal hy sien dat dit niks daarmee te doen het nie. Om in die gees te bid is nie om die duiwel te verwar nie. Jy verwar die duiwel deur die lewe wat jy toegewyd aan God lewe. Maar hy sê, jy saai verwarring in die duiwelse kamp, want hy verstaan dit nie. En dan sê hy, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan ontvang jy krag en hemelse tale. En dan sê hy, dis al 'n wonderlike gawe hierdie. Die Bybel leer nêrens dat ons die hemelse tale ontvang nie. Hy gee vir ons die taal van mense, wat jy nog nooit aangeleer het nie. Iets wat jy nog nooit aangeleer het nie. Gee die vermoë om dit te kan praat, om verander in hulle eie taal die evangelie te kan bring, of te stig, of wat ook al dit mag wees. Maar hierdie mense verstaan hierdie skrifgedeeltes totaal verkeerd. Hy sê die duiwel het hemelse of Engelse tale gepraat, dis wat ek nou sê, maar die duiwel verstaan nie gibberish nie. So die duiwel verstaan allerhande tale, hy verstaan tale van die hemel, van die engele, maar nie iemand sal ooit gibberish verstaan nie, want dis 'n klomp gemors wat gepraat word. Dis 'n klomp woorde wat uit jou mond, iets wat jy self vorm met jou tong. Dis nie iets wat God jou gee nie. 'n Aardse taal is die vermoë om in 'n ander persoon se taal te praat wat jy nog nooit aangeleer het nie. Dit is die wonderwerk van tale, nie gibberish nie. Nou kom ons gaan lees net gou wat hier staan. When you pray in tongues, you're praying, when you're praying in tongues, you pray in tongues of angels, and Satan can't understand what you're saying. Hear that one before? O ja, ons hoor dit gereeld. But what is Satan? He's a fallen angel. So if you want to pray in a language that Satan doesn't understand, then the tongues of angels would be the last language I'd recommended you praying in. So as jy in 'n taal wil praat, bly weg dan van hemelse tale af, of tale van engele, want Satan gaan jou beslis verstaan. Maar hulle praat in gibberish, en daarom sal niemand dit verstaan nie. Maar hierdie mense glo dis absoluut daai syllables wat hulle vorm met hulle eie tong. Hulle glo dis nou die gawe van tale. Groot misleiding in ons kerke. Kom ons gaan luister na 'n leraar wat dieselfde bediening huldig, dat jy in jou, as jy bid in daai taal, dan verstaan die duiwel jou nie eers nie. So ek wil tog glo dat wat die Bybel sê is, dat wanneer iemand met die krag van God se gees aangedoen word en gevul word, dan is dit wanneer ek in tale begin praat met God. En geliefde, as u vanaand hier sit en is gevul met die Heilige Gees, verwaarloos nie die taal wat God vir jou gegee het nie. As jy in jou stilte tyd bid, en jy het nie meer woorde om te bid nie, begin in die taal bid wat God vir jou gee, want net God alleen verstaan daai taal, nie eens die duiwel verstaan hom. Dis wat die Bybel vir my sê. Dis nie wat die Bybel sê nie. Waar lees hy hierdie gedagte dat dis wat die Bybel sê? Die Satan verstaan elke taal op aarde. Hy verstaan engele tale, hy verstaan hemelse tale, maar niemand verstaan gibberish nie. En dis absoluut so misleidend. Dis so jammer dat hierdie mense so lank gestudeer het, en tog kom hulle op 'n kansel, en hulle kan die woord van God nie reg oordra nie. Dis baie skokkend en dis baie jammer. Hy sê, bid in jou taal wat God jou gegee het. Dis die prayer language natuurlik, dis die gibberish taal, moet dit nie verwaarloos nie. En glo my, die charismate verwaarloos nie hierdie gibberish taal nie. Net God verstaan het, want nie eers die duiwel verstaan het nie. Dan sê hy, want die Bybel sê so. Nou waar staan dit in die Bybel? Waar staan dit geskrywe? Ons moet konteks reg verstaan. Nie eisegesis, maar eksegese moet korrek hanteer word in die skrif. En dan gaan jy tot die waarheid kom. Nie op hierdie manier nie. Kom ons gaan luister na nog 'n leraar wat sê hierdie taal is 'n kragtige wapen en jy rig baie skade aan Satan se koninkryk. Kom ons gaan luister. It's such a wonderful, powerful gift, secret weapon, but yet it's very controversial in the church, among the body of believers. Why in the world something so successful against the devil is controversial? Because I believe that the devil understands that the stuff that hurts his kingdom the most, that's where he invests his energy. So the enemy has worked overtime to steal this from the church, to steal this from believers, to create confusion, to create division. And I believe that that's one of the greatest reasons, because the devil's war against it.
but I believe the Holy Spirit is bringing it to the front because it's going to bring us into greater unity, one with each other and with God. Nou ja, dit is absoluut 'n klomp dwalinge wat hy kwytraak hier. Sy fokus is totaal verkeerd. Satan se koninkryk word skade aan sy koninkryk aangerig deur mense wat die waarheid van die evangelie verkondig, mense wat waarlik tot bekering kom, wat hulle geloof in Christus plaas, en dit is wat die Satan haat, nie tale nie. Hulle fokus is nou tale, en hulle sê, dit gaan ons in unity bring, dit gaan ons in eenheid bring, die kerk gaan een wees met tale, en dis 'n kragtige wapen, en Satan plaas al sy fokus op hierdie gawe, wat in die kerk is om dit stil te maak, en dit is absoluut onsin, dit staan nie in die woord van God nie, dit word nie deur Jesus geleer nie, dit word nie deur die apostels geleer nie, maar hierdie mense leer dit. Nou Satan haat tale en beveg dit, want dit rig skade aan in sy koninkryk, sê hy, hoegenaamd glad nie. Satan is absoluut glad nie gepla oor hierdie ding nie, want hy weet dis maar net bloot gibberish. Wat Satan wel haat, is wanneer ons aan mense in hulle eie taal, die gawe van tale beoefen, in hulle eie taal, vir hulle die evangelie bring, en hulle kan dit verstaan en gestig word, en hulle kom tot bekering. Dit rig skade aan in die koninkryk van Satan, nie die tale waarvan hierdie mense praat nie. Nou is die spreek in tale 'n bedreiging vir Satan se koninkryk. Die een persoon wat ontsettend, dis wat die charismate nou sê, die een persoon wat ontsettend gesteerd is deur hierdie nuwe ondervinding en verhouding in jou lewe, is jou vyand Satan. Hy word verskriklik gesteer en versteur wat jy doen. Jy het nou toegelaat dat God se krag deur middel van sy Heilige Gees oorvloei jou gees en jou siel en liggaam in, en ook in die wêreld waarmee jy in kontak kom. Satan word nou eers werklik van jou bewus, want nou is jy eers 'n bedreiging vir sy koninkryk. So, as jy in tale praat, daardie sogenaamde prayer language, gibberish, noem dit wat jy wil, is jy nou 'n bedreiging vir Satan? Ek dink nie so nie. Hierdie mense verstaan nie die evangelie van Jesus Christus nie, dat wanneer jy waarlik die evangelie verkondig in waarheid, en mense kom tot bekering, en God word verheerlik, dan rig jy skade aan in sy koninkryk. Nie deur tale nie. En hy gaan sy volle aandag daaraan gee om jou so gou as moontlik af te sny en stil te maak, sê hierdie mense. Wat 'n misleiding. Nou goed, konteks is altyd belangrik. Gaan kyk wanneer jy die woord van God bestudeer in enige onderwerp, enige doktrine, gaan kyk na die konteks en doen behoorlike studie en navorsing, want hierdie mense gebruik hierdie skrifgie in 1 Korintiërs 14:2 om te sê dat hierdie geheime prayer language is absoluut 'n wapen, dis 'n taal wat die duiwel nie verstaan nie, niemand verstaan dit nie, jy stig jouself en jy gaan vorentoe hoor wanneer ek by die onderwerpe kom van die misleiding van hierdie taal en die sogenaamde mites, dan gaan jy absoluut geskok wees wat jy gaan hoor, waaraan glo die mense regtig. Nou hierdie skrif verwys altyd na menslike tale, dis glossa, dis nie 'n prayer language nie, dis 'n taal wat God jou gee, daardie vermoë om te kan spreek in 'n taal wat jy nog nooit aangeleer het nie. Mag die Here ons help, mag hy ons lei deur sy gees van genade, dat ons altyd in die waarheid sal bly. Tot 'n volgende keer, totsiens.